Jy het sekerlik al te doen gekry met hierdie moderne kameras wat 'n mens kry, dat as jy inzoom op 'n ding, dan vat hy al die ander goed wat nie vir jou in jou fokus is nie, buite fokus. Hy blur dit amper soos wat ons in mooi Afrikaans sê. Die kamera het die vermoë om te fokus op 'n spesifieke ding. En wanneer jy dan na die foto kyk, dan merk jy daai ding spesifiek op. En die res is eintlik maar net vir jou iets wat die omgewing soort van vir jou bekendstel. Nou, daai beginsel is die beginsel wat ons lewe ook bepaal. As 'n mens gaan kyk na die lewe daar buite en die dinge wat jy wil bereik, dan sê almal vir jou, what you focus on will expand. What you focus on will expand. Met ander woorde, as jy fokus op negatiewe dinge, dan word die negatiewe ding al groter. Dan word dit wat jy as 'n gevaar raak sien al groter. As jy fokus op vrees, dan raak dit al groter. As jy byvoorbeeld in 'n berg gaan stap, en daar is 'n klein dun lysie wat jy op moet stap, en verby beweeg, maar dis 'n afgrond aan die ander kant, en jy fokus op die afgrond, dan voel dit vir jou die hele tyd jy wil daar afval. Maar as jy na die wand van die berg kyk, en jy kyk na die lysie self, en jy stap op die lysie, dan kry jy dit reg om sonder daai erge vrees oor die lysie te kan stap. Nou, die hele lewe werk so. As jy op positiewe dinge fokus, as jy positief jou gedagtes instel, dan begin jy al meer die positiewe goed raak sien. Ek het al by 'n vorige keer gepraat van die retikulêre aktiveringsstelsel van die brein werk so, dat wanneer jy op iets spesifiek fokus, dan is jou brein geneig om vir jou die goed wat daarmee ooreenstem te gee. Nou, AI het die ouens ook al ontwikkel om so te werk, om vir jou, as jy op 'n ding blaai of fokus of soek op die internet, dan gee hulle vir jou al die goed wat in daai rigting lê, of in daai lyn van die produk wat jy soek lê. As jy nou mooi gaan kyk na die Bybel, dan sien jy talle plekke in die Bybel word gepraat van waarop jy fokus. En veral in die psalms kry jy dit baie, dat die psalms sê, prys die Here, want hy is goed. Of prys die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die hele Psalm 136 gaan oor hierdie tema van aan sy liefde is daar geen einde nie. Wat ook al jy deurgaan, watter krisis jy ook al ervaar, as jy op hom fokus en op sy liefde, dan raak dit die ding wat jy begin raak sien. Dan raak dit die ding wat jou lewe begin bepaal. Daarom sê die Bybel, fokus op die dinge wat daarbo is, die goed wat heerlik en mooi en wonderlik is, want dit is die dinge wat jou lewe bepaal. Wees versigtig wat jou hart mee omgaan. Die Bybel wil hê ons moet in 'n sekere sin ons gedagtes, ons denke bestuur, deurdat ons op die positiewe fokus. As ons die bekende storie hoor van Jesus wat op die water geloop het, en Petrus wat uit die boot uitklim en dan na hom toe stap, dan sê die skrywer daar, dat die oomblik toe hy die water hier rondom hom sien, en die storm en die golwe, toe skrik hy so groot, dat hy begin sink. Wat het gebeur? Hy het sy oog afgehaal van die groter prentjie van Jesus, wat vir hom geroep het en gesê het, kom na my toe. Dis 'n lewensbeginsel, waarop jy fokus, is die ding wat op die ou end in jou lewe vir jou bepaal, en waarvan jy al meer raak sien en al meer ontvang. Wees versigtig waarop jy fokus. Mag jy 'n wonderlike, geseënde
en 'n fantastiese dag hê. Fokus daarop.